Hallo julle, so vandag praat ek saam met die vroue wat voel hulle is nie waardevol genoeg om vir hulle self te bid nie, vir hulle huisgesin te bid nie, vir hulle man te bid nie. So dat sy vandag voel dat jou wêreld is donker. Dinge gebeur net nie vir jou nie. Jou kind is in drugs. Jou ma is baie siek, jou pa is baie siek, jou kind is baie siek. Jou kind is op drugs, jou man is op drugs, jou man abuse vir jou. Iemand belieg en besteel vir jou. Vriende maak jou seer, familie maak jou seer, vriende steek jou in die rug, familie steek jou in die rug, mense by die werk bespreek vir jou, mense by die werk boelie vir jou, waar jy vandag vir jouself bevind, vir goed wat nie vir jou gebeur nie, en wat jy voel is net donker gat en jy kan nie uit nie, jy need help, en wil ek vir jou sê, wat, sy is 'n bekeerie, of sy is bekeer, of sy streef daarna, of sy wil daar uitkom, wat, die vyand ding niks om ons families en ons vriende en opportunities weg te vat van ons. Hy dink niks om ons lewe te destrooi nie, maar ons sit met 'n toemond. Ons sit en kyk hoe vernietig die vyand vir ons familie. Hoekom? Want ons voel ons nie waardevol genoeg om te bid nie. Iemand anders moet dit doen. Ons voel dat iemand bekeer moet kom bid hier by ons huis. Want die duiwels moet uitgebid raak hier. Because my kind het alweer na huis toe gekom en my man het alweer na huis toe gekom. Staan op. Staan op, die vyand hou jou dop. Hy sien sy doen niks, jou mond te stoep. Staan op en bid. Begin hard profeteer, begin bid. Met aggressiveness. Because die vyand dink niks. Hy kom met alles binne in hom om vir jou te destrooi, jou familie te destrooi. Al voel sy hoe vandag, maak jou mond op. Sê, Here, leer vir my om te bid. Here, geef my die woorde, of Here, ek het nie die woorde vandag nie, maar red my seun. Red my man. Ek kan nie met die abuse hou nie. Ek kan nie met dit hou nie. Ek kan nie met dit, Here. Help my met dit. Maak op jou mond. Ek dink, daar is te veel mense wat voel hulle is nie waardevol genoeg om te bid nie. Ek gaan nie kerk toe genoeg nie. Ek is 'n bekeer genoeg nie. Of ek is 'n bekeer, ek kan nie hy doen nie. Alles lê in ons mond in. Jy het die autoriteit om dit te kan doen. Salf jou huis, salf jou kinders. Bid oor jou man se skoene. Bid oor sy klere. Bid oor sy kar. Hy het alweer na huis toe gekom nie. Raak aggressive. Go in pray. Fight in pray. Raak stil. Moenie fight met hom nie. Moenie fight met jou kinders nie. Waar wat jy, waar vanaf kom jy? Bly stil. Is baie swaar. Is baie swaar om te sê. Is baie swaar om te sê. Bly stil as jy abuse word. Bly stil. As jy weet dit maak vir jou seer, as jou kinders jou seer maak, jou man vir jou seer maak, jou vriende, jou familie. Maar staan op en bid. Al hoor hulle vir jou, moenie skaam wees nie. Al hoor hulle, oos die vrou weer bekeer, o jene, hier bid sê alweer, is alright. Moenie moedeloos word nie. Begin het jou mond op te maak. Begin om jou mond op te maak. Begin te profeteer. Begin te spreek. Begin lewe spreek. Sy wil ook nie regkom nie. Sy is al weer dronk. Sy sal nie regkom nie. Sy is al weer getik. Sy is al weer gediend. Sy sal nie regkom nie. Sy sal regkom in die naam van die Here. Sy vat terug wat die enemy gevat het van jou. Sy vat terug. Sy roep jou man terug. Sy roep jou kinders terug. Sy roep jou ma terug, jou pa terug, jou broer terug. Sy roep hulle terug in gebed in. Moenie die neighbors toe haal op nie. Moenie vir hulle vertel nie. Roep hulle terug in die gees in. Sy kan dit doen. Is in jou in. Maak met jou mond op. Dankie.